Vanoggend wil ek met julle praat oor wees stil en weet dat ek God is. Ek het in die week, die see was so mooi plat. En jy sien die diamantbote gaan uit en jy sien die visserbootjies gaan vroeg in die oggend al uit. Want die see is speelglad. Jy sien geen duining nie. Daar sien die bootjie wat afgaan en sien jy hom en dan sien jy hom nie. Dit is speelglad. En ek vra vir Abba Vader, Papa, wat is dit wat U wil hê ek moet kom praat oor? En hy sê vir my, wees stil en weet dat ek God is. En ek hoop die persoon vir wie dit is hierso. En hy wys vir my sekere dinge in verband met daai, en dit is wat ek met julle wil kom deel. So in Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Ek gaan gou vir julle lees. Ek gaan die hele Psalm 46 lees, want hy is anders in die, ek gaan dit nou verduidelik, hy is anders in die Engelse vertaling. Van vers 2 af, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge, weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis. Net gou hier, so ek kan nie mooi sien met hierdie lig in my oë nie. Laat hulle skyn, laat die berge bewe deur my onstuimighede. Die stroompjes van 'n rivier maak die Godstaf bly en die heiligste van die wonings van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot op die eindes van die aarde, die hoogte verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Amen. Amen. So toe ek nou hierdie see sien, toe wys Vader vir my iets. Hy lyk boop soos 'n spieël, maar onder hom, wat gaan onder hom aan? Is dit nie ook soos ons lewens nie? Ons dink hierdie storms is besig om ons te druk. Ons lewens lyk baie keer so ook. Niks gebeur nie. Daar's geen beweging nie. Maar wat gebeur onder? Soms lyk ons lewens so, maar dit is nie wat werklik besig is gebeur nie. Onder die oppervlakte is Abba Vader besig om te beweeg. Daar is sterk strome daaronder, maar bo is dit glad. Ons kom in stilte tye, wat hy nog steeds besig is om te beweeg. As ek nou 'n ander voorbeeld kan gebruik, dit is soos daai stilte is soos wanneer jy inasem, en dan is dit stilte, en dan asem jy uit. It's waiting to exhale. Daai stilte, dis 'n heilige pause. Dit voel soos niks, maar dit is nie, dit is voorbereiding. Wat beteken wees stil? Die Hebreëus is Rafa, nie Jehovah Rafa soos God my geneesheer nie. Hy het 'n H aan die einde, R-A-P-H-A-H. Laat ek net gou hierso kom. Dit beteken ontspan, loslaat, versag, los die spanning, laat gaan, hou op met beklei en stry, vertrou en rus, nie net fisies nie, maar emosioneel en geestelik ook. Dit is wat stilte beteken in Hebreëus. Dit is die Hebreëse denke daaromtrent. Dit is nie net passiwiteit nie. Dis nie wat hy vir ons sê nie, as hy sê, wees stil en weet ek is God nie. Dis aktiwiteit van afhanklikheid. Jy laat jou eie pogings los en vertrou dat God werk. So dit beteken nie, word passief nie, sit terug en doen niks nie. Dit beteken, hou op om self te probeer red. Hou op beklei in jou eie krag. Laat God toe om God te wees. Sit terug en wag. So kom ons kyk na Eksodus 14 vers 13 en 14. Ek lees vers 13 vir julle, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk.
Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, in die ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hierdie het Abba Vader beveel toe hulle by die see gestaan het en uit die Egiptenare verdrink het. Israel was vas daar gewees, hulle het daar gestaan, hier was die groot see hier voor hulle, en agter hulle die Egiptenare aangejaag gekom het, baie strydwaans. Dit was seker een massiewe stofwolk wat aangekom het, en kan nie net dink daai geraas van die perde se hoewe. Hoe vreesaanjaend moet dit vir hulle gewees het? Hulle was slawe, hulle was geslaan en mishandel deur daai Egiptenare. Hulle het seker gebewe van vrees. Maar Vader sê vir hulle hierso, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Hulle vra, hoekom help God nie? Maar God het reeds begin. Die see moes net oopgaan. God was nie laat nie, hy was presies op tyd gewees. Kom ons gaan kyk bietjie na die stilte in 'n storm. Yeshua loop op die water. Kom ons gaan lees dit gou. Dit is in Matteus 14 vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelend op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, was hulle ontstel en sê, dis 'n spook. Hulle het geskreeu van vrees. Maar Yeshua het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En dan weet ons van natuurlik, Petrus het van die skei af geklim en hy het gesink, toe hy sy oor van Jesus afhaal, van Yeshua afhaal. Nou, kom ons kyk bietjie na daai prentjie. Dit was 'n vreeslike storm gewees. Hulle was doodbang gewees. 'n Golwe breek en jy gaan af. Een van die psalms sê ja, ek was onder op die seebodem en toe ek bo in die hemel. Nee, hoe daai benoudheid wat hulle ervaar het. En hier kom Yeshua aangestap, die op die see deur die storm. Maar die golf, dit sê nie die golwe het hom geklap en omgestamp en dat sy klere nat was en sy hare in slierte gehang het nie. Dit sê hy was wandelend. Daar was stilte om hom. Waar hy gegaan het, was stilte. Hy was nie angstig nie en hy is nie paniekerig nie, hy is vrede in beweging. Dit is wat Yeshua is. Waar hy is stilte en vrede in beweging. Petrus kom loop, so lank hy gekyk het na Yeshua. En toe hy na die golwe kyk, toe begin hy sink. So die stilte is ook, as hy vir jou sê, wees stil, is fokus op dit. Fokus op hom. Maar daai stilte om hom, dat jy in daai veiligheid kan beweeg saam met hom. Nou waar kyk jy? Gaan jy kyk na die golwe in jou lewe, hierdie storms wat jou omslaan? Of gaan jy kyk na Yeshua se aangesig? Hy sê mos, soek my aangesig. Soek my aangesig en alles sal tot julle gevoeg word. So gaan jy na sy aangesig kyk, dat jy in daai stilte en in daai vertroue kan loop. Want dit is wat die storie oor gaan, is die vertroue. En dan kyk ons na Elia ook. Die skrif is 1 Konings 19, vers 11 en 13. 11 tot 13. Kijk, net by die begin kom. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan. Dis nou Elia wat daar staan, wat opdrag kry om te doen. Die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. So ek wil net bietjie na die Hebreëse aspek van daai sagte stilte kyk.
As ons kyk na die prentjie net voor hierdie, wat die aarde gebreek het en die berge gebreek het en die vuur wat daar ontstaan het, en voor Yeshua en die Abba Vader in die sagte stilte na Elia toe gekom het, dit was in die tyd wat hy vir God gebid het, en die Baal-profete was daar, en Jezebel was daar, en Jezebel was daar gewees, en sy het vir hom 'n dreigement gegee, maar Abba Vader het die vuur uit die hemel gebring, en Jezebel het kwaad geraak, en sy het vir hom net 'n dreigement gegee. Nadat hy hierdie groot wonderwerk gesien het, kos dit haar net om 'n fluistering vir hom te gee, basies, as jy dit so kan noem. Sy het dit net genoem, dat sy gaan vir hom laat doodmaak. En dadelik vergeet hy vergeet van hierdie groot wonderwerk wat Abba Vader gedoen het, en die vuur wat hy uit die hemel uit laat kom het, en hy vlug en hy gaan sit in 'n grot. En dit is wat Abba Vader vir hom gesê het, en hy het gekom deur maar dit was nie die aardbewing nie, dit was nie die vuur nie, dit was in hy sagte koelte. So hy was daar, so was hy moeg gewees, hy was bang, hy was verward, en hy het in 'n grot gesit, sy geloof het hom basies verlaat. So sit ons nie baie keer in ons eie grot in nie. Ons het nou net gesien, hierdie week het Abba Vader vir my voorsien, maar volgende week is dit weer benau. 8 jaar nou al wat dit so aangaan. Wanneer klim ons uit ons grot uit? En sê, maar luister, Abba Vader, in hierdie stilte, praat met my. Kom ek raak stil, kom ek luister na die stem. Hy soek toe vir God, en toe kom 'n wind wat berge breek, 'n aardbewing en 'n vuur, maar die skrif sê God was nie daarin nie. Toe kom 'n sagte koelte. In Hebreëse idee daarvan is, dit is wat ek vir julle wil verduidelik, dit is 'n dun stilte. Dit was nie net choepsel, dit was 'n dun stilte, baie fyn. 'n Sagte asem, dit is die stilte. God was in daai stilte gewees. Ek gaan nie probeer om die Hebreëse woorde te sit nie, dit is te sê nie, dit is 'n mondvol, as julle dit wil hê, na die diens, dan sal ek dit vir julle gee. Maar dit is 'n uitbreiding van wat hierdie sin beteken van, daar was 'n sagte stilte. So dit was 'n stilte, 'n kalmte en 'n rus. Hy's dun, fyn, subtiel en delikaat. Letterlik vertaal uit Hebreëus beteken dit iets soos 'n stem van dun, fyn stilte. Dit is amper 'n paradoks, 'n stem, maar hy sê, dis stil. Jy hoor 'n stem, maar dis stil. Hoe verskillende vertalings dit weer gee. Die 53 Afrikaans sê dis sagte suising, 83 Afrikaans sê is sagte fluistering, die nuwe direkte vertaling is sagte fluisterende geluid, die King James sê a still small voice, en dan is dit ook 'n gentle whisper. So kan ons sê dat die Hebreëse denke dan nog steeds by 'n dun stilte, laat hierdie Hebreëse denke nog steeds by 'n dun stilte pas. Ja, en eintlik is dit self sterker as 'n fluistering. Maak dit sin vir julle dat 'n stilte sterker as 'n fluistering kan wees. Dit dra die idee van kalmte na geweld. Altyd na geweld is daar kalmte wat heers. Dis daai stilte. 'n Stil atmosfeer, 'n subtiele teenwoordigheid en 'n sagte asem. Dis amper soos die stilte nadat die wind opgehou het. Die heilige rus na die aardbewing, die asem van God. Dis die stilte. God was nie in die teks van 1 Konings, in die wind wat berge breek nie, in die aardbewing nie, of in die vuur nie, maar in die stilte. Dit wys iets dieps. God se grootste openbarings kom dikwels nie in manifestasie nie, maar in intimiteit. Elia het vuur verwag, maar God het verhouding gebring vir hom. Elia het God in die dramatiese verwag, maar God het homself in die dun stilte geopenbaar. Partykeer soek ons die aardbewing en storms, maar hy, Abba Vader, beweeg in die asem. Sy asem is daai stilte. En dit is waar hy sê, wees stil. Wat ek te doen. Laat dit kalm hierso bo lyk, en partykeer sit ons in omstandighede wat jy voel het God my verlaat, dit is so stil. Hy's besig onder, jy's bo op daai gladde see. Maar onder is die strome besig om te gebeur. Sterk strome, wat hy besig is om goed vir jou te doen. So dan kan ons onsself ook nou maar net vra wees, soek ons God op die regte plekke.
Soek ons hom in sensasie? Moet hy homself bewys? Of soek ons dit in die bevestiging van mense? Moet mense vir ons bevestig wat God vir ons sê as hy sê wees stil? Dat hulle ons kan laat beter voel daaroor, oor as stilte om ons is en dit voel vir ons niks gebeur nie? Of soek ons dit in vinnige oplossings? Is dit vir ons makliker? Dis amper asof ons dan 'n tweede prys soek. Of soek ons dit op die regte manier, in gehoorsaamheid, in stille vertroue, daaglikse oorgawe. Dis nie maklik om stil te wees nie. Dis iets wat jy na Abba Vader toe moet oor en oor gaan en sê, ek gee oor, ek is nie in beheer nie. Elke keer as vrees jou gryp, dis sê Vader, ek weet u werk, ek gee oor. Doen ons dit in geloof om te weet, ek is stil, maar dat hy beweeg. Jeremia 29 vers 13, julle sal my soek en vind as julle my soek met julle hele hart, staan in die woord. Soms soek ons antwoorde, maar God gee homself. Hy gee homself in daai stilte. Dit is waarin hy wil hê jy moet sit. Jy moet in sy teenwoordigheid sit. Jy hoef nie te perform nie, hy soek die performance van ons nie. Baie keer oor ons sondig is, voel ons so skuldig dat hy gesterf het op die kruis, dat ons voldade doen om op te maak daarvoor. Dit is nie wat hy verwag van ons nie. Hy wil hê, veral in hierdie tyd wat ons sit, en al hierdie oorloon goed wat hy ons waarsku ook, sê hy, wees stil en rustig, sit by my voete. Ek is in beheer, ek weet wat gaan gebeur. Julle weet nie, ek weet. God gaan vooruit, ons sien dit net nie. Deuteronomium 31 vers 8 sê, dit is die Here wat voor jou uittrek. Nie 'n afgod nie, hy trek voor jou uit. Jy sien nog die berg, maar God vat al klaar die berg weg. Hy's klaar besig met dit. Onder die see beweeg die stroom, lank voor die gety nog draai ook. Is altyd in beweging. En ons vra baie keer ook, Abba Vader, waarom help u ons nie? Dis nou al hoe lank wat ek wag. Dan kan ons gaan kyk na Lazarus die storie in Johannes 11. Wat sê, wat hulle na Yeshua toe gekom het en gesê, jy's te laat, Lazarus is dood, hy stink al. Maar partykeer dink ons nie daaraan nie, dat in hierdie wagtydperk, wat ons wag en in die stilte sit om vir hom te wag, is dit sy glorie ook, sy verheerliking wat moet kom. Ons moet altyd onthou dat sy naam wat verheerlik word, ander mense kry om te glo in hom. Dit is 'n opbouing van geloof. So God se wagtyd beteken nie stilte nie, hy het nie vergeet van jou nie, hy straf jou ook nie, hy is 'n God van liefde, hy ignoreer jou ook nie. Dit beteken hy werk op 'n vlak wat jy nie kan sien nie. Hy verander jou, terwyl hy jou bewaar. Is stilte passiwiteit? Nee, dit is nie. Stilte sê, passiwiteit sê byvoorbeeld, ek gee op. Ek het nie meer krag nie, ek gee nie om nie, daar's nie 'n nut daarin nie, daar's nie 'n doel daarin nie. Maar stilte sê, ek gee oor. Ek gee hierdie probleme en goed gee ek oor aan u. Ek sit in stilte hierso terwyl u werk. Ek het nie 'n ander uitkoms nie. Ek wil intimiteit met u wees en terwyl ek in die stilte wag, wil ek met u gesels en verhouding opbou. So passiwiteit is ook die gebrek aan belangstelling en emosie om nie om te gee wat gebeur nie te reageer of betrokke te raak nie. Stilte is weer aktiewe vertroue in hom. Stilte en gehoorsaamheid loop saam. Stilte beteken ek doen wat hy vir my sê om te doen, nie meer nie en ook nie minder nie. Israel moes nie teruggegaan het na Egipte toe nie, al wou hulle soontoe hardloop. Elia moes uit die grot uitgekom het. Petrus moes uit die boot uit geklim het in Yeshua se stilte gewees het, sodat hy op die water kan loop saam met Yeshua. Gehoorsaamheid en stilte bring beweging. Dit maak nie eintlik sin nie, want as jy in daai stilte, in getrouheid en vertroue sit, dan begin beweging gebeur, want jy meng nie in nie. Ons is geneig om altyd in te meng. En dan moet hy ons weer terugkry, dat ons weer in die stilte kon sit om weer te doen. So kan ons nou sê, kan ons God se plan vertraag? Ja, ons kan. Ons kan dit nie vernietig nie, maar ons vertraag dit wel.
Israel het 40 jaar gewandel, nie omdat God nie kon nie, maar omdat hulle nie vertrou het nie. Toe ek hierdie gelees het, toe sien ek heeltyd die prentjie van, hulle kom uit die woestyn uit, hulle kom op hierdie punt waar hulle in die beloofde land, hierdie land van oorvloed ingaan. En hulle spioene het gegaan en hulle kom 2 mans met 'n groot tros druiwe op hierdie stok en ek sien iets. En ek sien as ons 'n druif vashou, dan hang hy nou sê 'n lekker groot gesonde druif hang hierso. Hulle kom met 'n druiwetros daaraan wat tussen 2 ouens aan 'n stok hang. Wie se hand hou daai vas in hulle denke? En hulle het net geglo toe die ouens sjok en sê dis reuse, want kyk daar moet reuse bly. Dit maak die prentjie bietjie duideliker van hoe het hulle geskrik. En hulle was liewers, waar hulle die bekende wat hulle geken het, daar so in die woestyn, was vir hulle beter gewees as om in die oorvloed in te loop. Want hulle was nie stil nie en vertrou nie. En vorentoe beweeg, maar die beweging kom deur daai vertroue. So onrus is dikwels ongeloof in vermomming. Ek het, dit is my preek vir vandag. Dit is nie 'n lang een nie, maar ek hoop dat Abba Vader hierso met elkeen gepraat het. Dat ons weer kan teruggaan en in stilte vir hom kan wag en vir hom te sê, beweeg in ons lewens. En ophou om te gryp na strooihalms, na tweede pryse, en regtig op hom te wag, as ons saligmaker. So miskien voel jou lewe stagnaat, donker of hulpeloos, maar onthou God beweeg in stilte, die God wat berge breek is ook God wat stilte vorm. Dis sy teenwoordigheid. Die wagtyd is nie leeg nie, dit is heilige grond. Wees stil en laat los, laat God toe om God te wees. En jy sal sien, hy is die hele tyd nog besig. Kom ons maak ons oë net toe. Abba Vader, ek loof en prys die heilige naam. Vader, leer elkeen van ons wat hierso is om in stilte en in vertroue te sit en wag op U. Vader, ons gryp so vinnig, soos drenkelinge, na valse lewensboeie, maar dit is nie wat ons moet hê in ons hande nie. Ons moet nie sink nie, ons moet bo op die water loop. Ons moet in U stilte inbeweeg. Vader, seën ons daarmee. Seën ons asseblief om te begin kyk na dae net vir vandag, nie van môre of gister nie, dat ons ook vasgevang word in die verlede nie, maar net vir die dag wat vandag is, en in U glorie te kan beweeg. Vader, ons vra vir hierdie dorp dat daar herlewing sal wees. Vader, hierdie kerke is te leeg. Ons moet uit volle bors en gejubel vir U lofprys en vir U sing. Vader, maar dis net U Heilige Gees wat die mense kan laat opstaan uit sluimering. Ons het nie meer tyd nie om hulle te bring na die huis van die Here en in teenwoordigheid in die liggaam van Yeshua. Vader, maak die mense wakker, asseblief ons hemelse Vader. In die naam van Yeshua sê ek dit. Hulle gaan vir ons nog 'n liedjie sing en dan gaan ons, julle is welkom om die kollekte te bring.